welkom by die getuienis. Ons kyk vandag saam met Cindy en Celia. En Celia gaan vir ons 'n bietjie vertel van Cindy se lewe as 'n Down-sindroom. Jy sien, elke een van ons het 'n talentvolle gawe en ons is besonder op ons eie manier. En dis hoekom vandag se skrif vir my so powerful is. En ek wil dit graag vir julle lees in die Amplified, dis 1 Korintiërs 7 vers 17. Only let each one live the life which the Lord has assigned him and to which God has called him. For each person is unique and is accountable for his choices and conduct. Let him walk in his way. En dit is vir my vandag so besonder om vandag te kan luister na Cindy se lewe en hoe Celia as 'n ouer haar gehelp het om in haar talente te kon leef. Baie welkom Celia en Cindy. Dankie Juanita, welkom julle ook. Jy was so opgewonde, jy en jou man was so opgewonde geweest toe julle uitgevind het julle is swanger met Cindy nadat julle 2 seuns gehad het. Vertel vir ons 'n bietjie van Cindy se geboorte. En Cindy is in 1990 in die Vaalndriehoek gebore. Ons was nie bewus daarvan dat sy 'n Down-sindroom was tydens my swangerskap nie. En na geboorte, seker so 'n uur na geboorte, net na ek in die saal gekom het die dokter na my toe gekom en vir my gevra wil ons hê die pediater moet na haar kyk. Ek het toe vir hom gesê, hoekom, is daar fout met haar? Hy het gesê, nee, baie ouers welkom dit, en ek sê in daai geval, dis reg, hulle kan na haar kyk. Hy het uitgeloop en omtrent onmiddellik teruggekom met 'n pediater. Die pediater het vir my gesê, my kind is vertraag, en daar is nie veel wat sy eendag sal kan doen nie. En ek was hoogs ontsteld gewees, en hy het vir my gesê, nee, gedra jy het 2 gesonde kinders by die huis, maar my hart was baie seer, en ek het my man probeer kontak, ek het op die ouendom my ma in die hande gekry, en hy het toe na my toe gekom, en dit was vir ons baie hartseer, omdat ons dit nie verwag het nie, dis nie te sê, ons het dit nie aanvaar nie, maar dit was vir ons 'n groot skok gewees, en vir die familie ook. Die familie het selfs vir ons gesê, as ons julle is, dan ons sal dit aanneem voor julle te lief word vir haar, en ons het haar lief gehad van die oomblik wat ons uitgevind het, ons is swanger met haar. En toe die dokter haar nou begin ondersoek het, om nou 100% seker te maak, hoe was julle reaksie en wat was sy reaksie gewees? Ons het 10 weke gewag, dis hoe lank dit gevat het om die bloede te kweek en alles, en die oggend toe ons na hom toe is, het hy vir my gesê ons moet sit, ek moet daar op die bed neersit, ons het daar op die bed neergesit, hy het daar ondersoek, en hy het vir my uit ons sit, en kort gelag, en hy het vir ons gesê, julle kind is 98% vertraag, en ek net sê, en toe sê hy, wat gaan julle daaromtrent doen? En toe sê ons, ons het haar aanvaar as normaal, en ons sal haar normaal groot maak. En toe was sy reaksie gewees, sterkte, kyk maar wat julle kan doen. Ek wil net vir jou sê, I salute you as a parent, want daar's min ouers wat, soos julle, ek sê nie almal is so nie, die wêreld verwerp, is 'n Down-sindroom, soos die resultate en die gedrag wat julle gekry het van die wêreld was onmiddellik verwerp. Maar julle as ouers het besluit, maar dis nie wat ons gaan doen nie. Die Here het hierdie kind vir ons gegee en ons gaan haar groot maak soos wat hy wil hê ons moet, want sy is 'n mens. Sy lewe in haar, hy het sy lewe in haar ingeblaas en julle was die ouers om haar groot te maak en om haar in haar talente raak te sien en om daar te kan uitleef. En ek wil net vandag sê, I salute you for not rejecting her, soos wat die wêreld haar verwerp het, nie. En dit vat baie. En in dit ook het julle maar julle uitdagings gehad. Julle het julle uitdagings gehad, ons weet, dit was nie altyd maklik nie, maar jy kon sien dat die Here in julle situasie was, want hy het elke keer vir julle die wysheid gegee, hoe om haar te hanteer. Absoluut. En elke keer as julle voel, maar, Here, hier kom 'n volgende ding, het julle net gesien hoe hy julle lei, jy weet, julle in die pad en lei, en julle daai krag gee, om daardeur te kom. Vertel vir ons 'n bietjie, op 6 jaar oud, julle agtergekom het, sy hoor julle nie so mooi nie.
Ja, en Cindy is na 'n gewone skool toe, maar sy het elke graad 2 keer oorgedoen. En toe het ons eintlik agtergekom as ons agter haar rug praat, kan sy ons nie hoor nie. En toe het sy oor operasie gehad, sy het gehoorstukkies gekry. En toe in 2003 moes sy toe nou weer 'n oor-operasie kry. En die aand na die operasie het ek gesien daar's fout, want as sy praat het nie die een kant van haar gesiggie beweeg. En die volgende oggend moes ek haar terugvat. Die dokter het ook vir ons gesê, sy moes eintlik oorslaap in die hospitaal, maar as dit enige ander ouers was, sou haar nie laat huis toe gaan nie, maar hy weet, ons is, maar ek moet haar 7:30 die oggend terug hê. En toe ek by hom kom, toe sê hy, Cindy, kyk vir oom, en toe sê hy vir hom, kyk, hy het so op sy erke gaan sit, en hy het sy kop so vastgevat, en hy het sê, wat ek bang was gaan gebeur, het gebeur, en hy het vir my gesê, haar gesiggie is verlam aan die een kant, en hy weet nie, hy kan nie met 100% vir ons sê, dit gaan gesond word nie. En toe het ek en my man besluit, want na dit, sy was in 'n laerskool gewees, en toe op 13 toe sê hulle vir ons, en hierdie het nou alles 2 weke na sy na 'n nuwe skool, of 2 maande, na sy na 'n nuwe skool toe moes gaan, omdat volgens wet daai jare, mag sy nie ouer as 13 in 'n gewone laerskool gewees het nie. So, en toe was sy nou 2 maande in hierdie nuwe skool, en die skool het ook vir ons gesê, ek moet begin besef, daar's fout met haar, en sy leer niks nie, maar sy het geleer. Sy het vir ons kon vertel van waterverdamping, sy kon vir ons vertel het, wat sy by maar op haar eie manier, het sy gekonsentreer en ingeneem wat vir haar geleer is. En ons 2 seuns was op universiteit, en ons het binne 2 weke, het ons goedjies gepak, ek en sy, en ons het Pretoria toe gekom. Ja, want dit is wanneer jy gevoel het, wanneer die een deur toegemaak word, maak die Here die volgende deur oop. En vertel vir ons, toe sy nou by die nuwe skole, waar jy nou in Pretoria ingekom het, en sy kom by die skool, hoe sy presteer het daar in daai skool? Ja, dit was net wonderlik. Dit was net soveel andersters, en die het skielik net ontlyk en maats gemaak, en maats het kom oorslaap, en sy het 'n leier geword. Wow. En ja, graad 7, daai tyd was dit standaard 5. Ja, maar sy het 'n leier geword, en dit was van die gelukkigste tye in haar lewe. Sure. En Cindy, jy voel ook, jy kan enigiets doen, want dit is nie vir jou onmoontlik nie. Jy het geleer, jy het 'n leier geword, dis 'n groot prestasie. Ja. Hoe het dit vir jou gevoel om 'n leier te wees? Die leier was vir my groot eer, om 'n leier te wees, om kinders te sê, gaan doen julle dinge, en ja. En om deel te voel van die kinders, né? Ja. Celia, in 'n tyd het jy, was jy gediagnoseer met kanker. Vertel vir ons so kortliks van daai journey, voordat ons oorgaan na die sport toe, na Cindy se sport toe. Goed, sy was vir 2 jaar op hoërskool, in 'n gewone hoërskool, en toe ons ook maar besef, sy kry seer, want die normale kindertjies het begin seensvriende kry, en Cindy het nie. So, het ons besluit, voor sy te seer kry, het ons haar uitgehaal, het ons haar laat kunsklasse, dramaklasse, en toe is ek gediagnoseer met kanker, en soos dit die Here se wil was, het Club 21 op ons pad gekom, en hulle het saam met ons daardeur gestap, Cindy getroos die dae wat haar hartjie te seer was, en bekommerd was oor mamma. En ja, toe sy begin aan sport deelneem. Maar sy op jou vertel. Ja, so Cindy, vertel vir my, daar in Club 21, het jy 'n passie vir sport ontdek. Vertel vir my, wat se sport het jy gedoen, en hoe het jy besef jy hou van sport? Sport was my groot eer gewees, want ek het tafeltennis begin speel, en daar so 'n vereniging begin speel, saam met die ander en coach Tyron. Hulle was vir my groot tafeltennis, en hulle was
En vertel vir hulle, wat het jy nog deelgeneem aan? Ek het nog gedeelneem aan diskusse en gewigstoot en 800 stap en spiesgooi. So ek sien, jy het vandag 'n baie mooi toppie aan. Vertel nou eers vir ons, dit het harde werk gevat om daai toppie te kan dra vandag. Vertel vir ons van al jou medaljes en die toernooie wat jy so na lande toe gaan en die wêreldrekord wat jy breek. Vertel vir ons 'n bietjie daarvan. Die wêreldrekord wat gebreek het was my sterkste punt gewees vir die stap. Ek het nooit gedink ek gaan stap toe breek ek die wêreldrekord. Ek het nie daarvan geweet nie. En wat het jy nog gedoen? Met die diskus het ek goed gedoen. Toe gooi ek hom nog verder en ja. 3 Afrika rekord. Die Afrika rekord het gebreek. Het ek ver as dit gegooi en ja. So Celia, vertel vir ons 'n bietjie oor Cindy se toernooie, wanneer sy so in Turkye, sy was onlangs in Turkye gewees. Ja. En daar is nog toernooie wat voorlê. Vertel vir ons 'n bietjie meer agtergrond van haar sport. Goed, sy het haar eerste wêreldtoernooi was in Madeira in 2018. En daar het ons al uitgevind, daar is geen befondsing deur SA Atletiek nie, of SASA nie. En so die ouers moet alles befonds. En dit was 'n bietjie tyd toe ek net klaar was met my behandeling. En dan elke jaar is daar 'n Gauteng-proewe, daar's 'n SA-proewe. Elke keer moet hulle nuwe klere kry en tafeltennis en die ander sport is ook nou nog verskillend. So dit kom alles uit ons ouers se sakke uit en partymal is daar mense wat ons borg, maar ek verstaan almal kry swaar. So in verlede jaar was sy in Turkye en ons moet ook elke keer moet daar 'n ouer of iemand verantwoordelik saamgaan, want jy moet maar op die hulle kyk die tye wat hulle nie deelneem nie en ook hulle kan nie alleen in 'n hotel slaap nie. En ja, volgende jaar of hierdie jaar gaan sy Junie maand Praag toe. Wow. En met hierdie sport, Cindy, met hierdie sport wat jy so doen, voel jy dit is dis wat jy wil doen, dis jou passie. Jy wil voluit vorentoe gaan. Hierdie is iets wat jy vir altyd wil doen. Om 'n springbok te wees is 'n lekker ding om te doen. En as ek wil graag. Ek wil graag. Omdat tafeltennis was ja, mamma kan net vir jou daar reg help. Jy is SA tafeltenniskampioen ook. Ja, is 'n kampioen ook. So die toernooi wat nou voorlê, die een wat in Junie gaan gebeur, waar is dit en wat behels dit? En dit is in Praag. Maar sy kan nie aan tafeltennis en diskus en gewigstoot en spiesgooi en die 800 meter stap nie, want dit oorvleuel mekaar. Ja. So sy gaan hierdie keer net aan diskus, gewigstoot, spiesgooi, 800 meter stap deelneem. Word jy geborg? Glad nie. So hoeveel kyk ons na, as ons nou oor figures mag praat, hoeveel is so 'n toernooi? Vir 2 persone, dit tussen 80 en 100 000, ons kan nooit sê met die rand, gaan dit op, gaan dit af nie. Ja. En dan is dit natuurlik nog klere, en ja. Dit is net vir my so fantasties, hierdie skrif wat wat ek in die begin gelees het in 1 Korintiërs, waar in die woord staan, elke ene is uniek. En elkeen van ons het 'n gawe. En ek is so bly, Cindy, dat jy jou gawe uitleef. Want dis 'n talent wat die Here vir jou gegee het, ten spyte van wat die wêreld jou sien as 'n Down-sindroom. Jy weet, daar is so 'n miskonsepsie van Down-sindroom. Daar is niks fout met jou nie. Jy het presies die talente. Jy staan uit. Jy presteer in sport. En dit is my hartseer om te hoor dat daar nie mense is wat julle borg nie en dat julle nie dat daar nie borge is vir Down-sindroom nie. So uit my hart uit wil ek vir die kykers vandag vra. Ons doen dit nie altyd nie, maar ek voel in my hart en gelei in my hart dat as daar iemand is wat in hulle harte voel, maar ek wil graag vir Cindy borg. Ek wil graag hê sy moet verder presteer in haar lewe, in haar sport, want sy het 'n talent wat sy wil uitleef en sy het hulp nodig.
en haar ouers kan ook net soveel doen. Haar ouers het ook net soveel fondse. Dis groot geld waarvan ons praat en dis hoekom ons kan uitreik vandag na ons kykers toe en kan vra, as daar iemand is wat vandag gelei voel in hulle harte, maar ek wil graag deel wees van Cindy se talente. Ek wil graag deel wees om haar te help om vorentoe te beweeg en sport te kan doen waar sy in floreer. As jy so gelei voel, op die skerm sal vandag Cindy en Celia se besonderhede staan, haar kontaknommer, kom in kontak met hulle en praat met hulle, vra hulle wat hulle nodig het. En as jy voel dit is waar jy wil betrokke raak, dan sê ons die Here seën julle. Die Here seën julle. Okay, so kom ons kom terug na julle toe. So vertel vir ons, jy het een keer vir my, jy het my vertel jy was een keer op TV gewees. En wat wil jy graag eendag word? So vertel vir ons, waarop was jy gewees en wat wil jy eendag word? Ek wil eendag word om aktrise te word. Omdat aktrise vir my, om my ma besef, sy gaan ook 'n aktrise wees. Ek het nie daarvan geweet wat my ma aktrise gaan word nie. Dis waar ek nou aangekom het by die aktrise. Oor mamma het op skool het mamma drama klasse gehad en dit is hoekom sy nou dink mamma gaan 'n aktrise word. En omdat ek my eerste hoofrol gespeel het van Sound of Music van Maria. Ja, en wat se TV-program was jy ook al op gewees? En Simon Delan ook. Ja. En sê bietjie vir die tannies aan bietjie al gesing. Ek het saam met Sonja Harold gesing vir die eerste keer. Ek het nie daarvan geweet, maar my grootste droom was ek wil graag saam met die sangers sing. En toe jy word daai droom waar. Is dit nie amazing hoe die Here, hy weet presies wat jy wil hê. Hy weet presies jou begeertes van jou hart en hy maak daai deure vir jou oop en hy gee dit vir jou dat jy daai geleentheid het om saam met Sonja Harold te sing, om op TV te wees, om in 'n toneelspel te wees, om om daarin te kan floreer. Is dit nie fantasties om te sien hoe die Here net in jou lewe is nie? Ja. Wil jy vir die tannies sê wat is jou gunsteling Bybelversie? My gunsteling Bybelvers is sê, moenie bang wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas met my eie hande. Amen. Amen. Ek hoop julle neem hierdie skrif in. Die Here is met jou, die Here versterk jou en hy sal jou lei. Al voel jy vandag, ek het dalk 'n behoefte of ek is dalk nie so talentvol nie. As ek net vir Cindy kan gebruik as 'n voorbeeld, kan ons sien hoe die Here in haar lewe was. Ten spyte van wat die wêreld gesê het, ons is so maklik om te verwerp. Ons is so maklik om te glo wat die wêreld sê. Daar was 'n stadium wat Celia vir my vertel het. Sy was bang vir haar dogter gewees omdat die wêreld vir haar gesê het hoe haar kind is en dat sy haar kind moet weggee want haar kind gaan soveel en dit en dit en dit wees en sy het 'n vrees ontwerp in haar hart teenoor haar dogter en toe kom die Here en hy sê toe vir haar, dis nie hoe jou kind gaan wees nie. Dis my dogter wat ek vir jou gegee het en ek wil graag hê jy moet haar groot maak ten volle in haar soos wat hy haar sien. En vandag wil ek vir julle bemoedig, moenie die wêreld glo wat hy vir jou sê nie. Moenie daai stemme hoor wat die wêreld vir jou sê wat jy is nie. Wees wat die Here vir jou gesê het jy gaan wees. Jy is uniek in jou eie way. Jy het 'n persoonlikheid. You are created fearfully and wonderfully. Dis hoe die Here ons gemaak het. Celia, Cindy, het julle enige ietsie wat julle vandag met die kykers wil deel? Ja, ek wil net vir ander ouers sê, moet nooit opgee nie. Ja. Hulle is regtig 'n wonderwerk. Hulle is 'n wonderwerk en 'n groot seën wat die Here vir jou gegee het. Ons oudste klein seun, daar was eendag het hy van die skool afgekom en hy het by die huis kom en hy het vir sy ma gesê, Mamma, daar was vandag iemand soos tannie Cindy by die skool. En haar ma en my skoondogter het nie dadelik besef waarop sin speel hy nie. En sy het hom sê, "Maar Nathan, wat bedoel jy?" En hy sê, "Mamma, daar was 'n Down-sindroom vandag by ons skool." En sy het vir my gesê, "Ma, is dit nie wat hulle is nie? Down-sindroom." Absoluut. Ja, absoluut. Daar's niks down daarvan nie. Nee, daar's niks downs nie. Haar broer sê
een ding wat hulle in die lewe baie geleer het, is om, daar is nie in Cindy se woordeskat iets soos, ek kan nie, sy kan. Sy kan. En sy glo die Here lei haar om dit te kan doen. En sy glo nie van ander mense sleg praat nie, want een vrot appel maak 'n hele pak appels vrot. Wel, ek wil vandag van die getuienisspan af wil ons julle bless met 'n beker. So elke keer as jy hier gaan uitdrink, Cindy en Celia, wanneer julle uitdrink, onthou wat die Here vir julle doen. En dat daai vir jou altyd 'n getuienis gaan wees, Cindy. Wanneer jy mense sien en jy drink uit daai beker en gaan jy sê, maar dit is wat die Here vir my gedoen het. Dis my talente wat hy vir my gegee het en moet nooit ophou getuig dit wat hy in jou lewe doen nie. Ons bid vir julle, mag die Here julle seën en dit wat voorlê, jou toernooi wat voorlê, mag dit vir jou so 'n amazing journey wees dat jy die Here se woord, sy naam kan verkondig wanneer jy daai wêreldrekorde gaan breek. Ons is baie dankbaar dat julle kon deel wees van hierdie getuienis. As julle met Celia wil in kontak kom, al besonderhede gaan nou op die skerm verskyn. En as julle getuienis het, kom in kontak met ons. Ons gaan julle groet tot 'n volgende keer. Shalom.